Goeienaand geliefdes. Baie welkom by ons derde tafel vanaand. Kan jy glo, dit voel al 'n bietjie langer, né? Dit voel vanaand al soveel gebeur in die week. Dit voel vir ons of al amper al 'n week met mekaar is. Maar ons voel nogal geseën. Regtig, as ek so vir die gesigte kyk, elke keer as ek by 'n gemeente kom, dan vertel hulle my daar was 'n tyd waar hulle stoele aangedraai het. En dit voel vir my vanaand was ek die eerste keer wat ek ook my stoele ingedraai het. Gelukkig is ons nou genoeg stoele. Almal aan my sitplekkie. Ja, ek is so dankbaar. Net so vinnig vir die wat dalk nuut is vanaand, miskien het jy nou al van die video's gekyk, 'n bietjie opgevang. Hier op die tafel, al die goedjies wat julle hier kry, die brode en die vrugte en alles wat julle daar kry, as vanaand ook die rosientjies daarop. Alles is hierdie Bybelkosse wat jy in Jesus se tyd sou gekry het. Hulle het gewoonlik nie so baie op 'n slag gehad nie. Nee, hierdie sou nou 'n feesgeleentheid ook gewees het. Maar hier is die tipe goed wat hulle sou gehad het. Julle kan gerus van dit eet, geniet dit. Die penne op die tafels is juist daar dat terwyl ons besig is en ons die stories vertel van die tafels, kan jy ietsie teken of ietsie skryf. En elke aand dan sien ons hierdie prentjie het nogal groter geraak. Daar's 'n hele paar mooi prentjies al klaar geteken. So dit is nog so 'n half deel van die storie. Ons neem dit ook af en stuur dit ook so uit dat die mense ook kan deel. Die wat hier nie is, die kan so 'n soort van die gevoel kry van hoe dit tog voel aan tafel hierso. Maar baie welkom vir elkeen van julle. Kom ons sluit die oë en dan begin ons in die naam van die Here. Here Vader, ons voel bevoorreg, Here, ons voel geseënd. Ons voel nederig om hier in so geleentheid te kan sit, Here, waar ons hoe gelukkig is ons, Here, om so 'n tafel te hê wat voorberei is vir ons. En ons weet, Here, U het ons gebruik van ons wat ons hande het, Here, maar U het hierdie tafel vir ons voorberei. Elke aand, Here, nooi U ons uit en ons is so opgewonde om te hoor wat U sê. Here, vanaand, Here, mag U woord vir ons oopmaak weer, Here, en waar ons hierdie tafel ook weer gaan bestudeer en gaan sien hoe U tafelmaniere gehandhaaf het. Mag ons daardeur groei. Soos ons die eerste aand ook gesing het, Here, mag ons nie net die woord bestudeer nie, maar mag die woord ons bestudeer. Mag die woord ons dophou. Ons vra dit in die wonderlike naam. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader, ons Here Jesus Christus en ook die Heilige Gees. Amen. Ons teksgedeelte vandag is eintlik 'n baie interessant en hierdie een is my gunsteling van al die tafels. Nou weer eens is 'n interessante een, ons lees hier in Lukas 14 vanaf vers 1, dat Jesus is besig op die Sabbatdag. En hy gaan eet weer by 'n Fariseër se huis. Nou as ons daai twee goed bymekaar sit, dan weet jy nou al klaar daar's moeilikheid op pad. Nee, want net een van daai goed is al klaar moeilikheid. Jesus is nou al klaar die moeilikheid gewees oor 3 Sabbatdae waar hy dinge vreemd gedoen het. Een van hulle het hy en sy disippels so 'n bietjie graan gaan pluk en sommer so geëet, so in die velde. Die ander het hy 'n vrou wat gebreklik is reggemaak, haar rug wat sy krom was reggemaak die Sabbatdag en hy het 'n blinde ou ook genees. En elke keer as hy die mense vreeslik kwaad, hoe durf hy hierdie dinge doen op die Sabbatdag? Nou nooi hulle hom na nie net 'n Fariseër nie, maar 'n verskriklike gesiene man sy huis toe. Op die Sabbatdag. En ons lees, hulle hou hom dop. Nou, ek weet nie of van julle nie, maar ek weet nie of julle ook al in daai situasie was, waar jy weet, jy het nou ingestap in 'n ding, en die mense kyk vir jou om te sien of jy dit reg gaan hanteer, wat jy gaan sê, hoe jy dit gaan sê, hulle kyk presies wat jy gaan doen, want as jy nou 'n fout maak, gaan hulle teen jou hou. Jy's 'n prokureur, jy's gereeld in daai situasies. Maar dis 'n ongemaklike ding, nee? Jy voel of jy het een van twee kante. Of jy probeer so min as moontlik sê, of jy vat hulle nou maar direk aan. Nee, dis maar een van daai goed wat jy kan doen. En ek gaan nie eers vir julle verduidelik wat Jesus gedoen het, want julle weet presies wat hy sou gedoen het. So hy sit aan die tafel, en daar sit 'n man wat hulle sê het gelei aan water. Nou kom ons lees gou hierdie stukkie. Lukas 14. Op 'n Sabbatdag, toe Jesus na die huis van 'n voorstaande Fariseër toe gegaan het, om daar te eet, het hulle hom fyn dopgehou.
Reg voor hom was daar 'n man wat aan water gelei het. Jesus praat toe met die wetgeleerdes en die fariseërs en vra, mag 'n mens iemand op die Sabbatdag gesond maak of nie? Maar hulle het stil gebly. Toe trek Jesus die sieke nader, maak hom gesond en laat hom gaan. Daarna sê hy vir hulle, sê nou 'n seun of 'n bees of een van julle val in 'n put, sal hy hom nie dadelik uithaal nie, al is dit op die Sabbatdag nie. Hulle kan daarop niks geantwoord het nie. Toe Jesus merk dat hulle die voorste plekke aan die tafel uitsoek, vertel hy aan die genooides die volgende gelykenis. As iemand jou na 'n bruilof toe uitnooi, moet jy nie sommer op die voorste plek gaan sit nie. Dit kan net wees dat die gasheer iemand uitgenooi het wat belangriker is as jy. En dan sal hy wat julle albei uitgenooi het, na jou toe kom en sê, gee 'n bietjie die plek af vir hierdie man. Jy sal dan tot jou skande die agterste plek moet gaan inneem. Maar as jy uitgenooi is, gaan sit liewer op die agterste plek. Wanneer die gasheer kom, sal hy vir jou kom sê, vriend, kom sit hier voor. Dan sal jy die agting van al die gaste styg. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en elkeen wat nederig is, sal verhoog word. Hy het ook vir die gasheer gesê, as jy in die middag of in die aand 'n maaltyd gee, moet dan nie jou vriende of broers of familie of ryk bure uitnooi, sodat hulle jou waarskynlik ook weer uitnooi, en jou op hierdie manier vergoed nie. Nee, as jy 'n feesmaal gee, nooi dan die armes, en die krepeles, en die verlamdes, en die blindes. Jy kan jou gelukkig ag dat hulle niks het om vir jou mee te vergoed nie. Want God sal jou vergoed by die opstanding van die wat reg gedoen het. Net tot sover. Interessante stuk. Julle kan dit so half dink, hierdie prentjie so half insien. Jesus word genooi, hy word dopgehou, en in hierdie spanningvolle situasie draai hy eers na die gaste toe. En hy sê, julle almal wat hier vanaand sit, moenie altyd die eerste plekke gaan probeer kry, daar waar jy kom. En nou om dit te gou te veel te verduidelik, dit was 'n interessante ding. Soos die tafels nou gelyk het in Jesus se tyd, en ek gaan sommer nou miskien vergelyk met die tafel wat hier voor is, in 'n reghoekige tafel, natuurlik baie groter as hierdie, was die ereplek hier op die kop het die gasheer gesit. Dit was die plek waar die ou wat almal genooi het, hy het nou hier gesit, en hierdie kant van die tafel, die een kant was altyd leeg. Daar het iemand daar gesit nie, want dit is die kant waar die mense hulle bedien het. So die mense wat die kos gebring het en kom die kos afdek het almal van hierdie kant af geloop en dit afgedek. So hierdie was die ereposisie van die ou wat almal genooi. En dan die volgende een was sy eregas. Het reg langsom hier op die hoek gesit. So naby as moontlik. En dan sou jy net na daai persoon sou jy nommer 2 en nommer 3 gekry het, wat nog die tweede beste is. Nou ons was almal in daai gesprekke aan so 'n lang tafel. As jy nou sit, kan jy miskien nog 'n gesprek volg van die ou langs jou, en dalk nog so 1 of 2, nee, dan kan jy nog so 'n soort van hoor wat hulle sê aan die tafel. Maar as dit dan verder as dit is, dan kan jy nie eintlik meer die gesprek volg. Jy kan ook nie eintlik meer deelneem nie. Jy kan ook eintlik meer saam praat. So hierdie was die plek waar die mense wat genooi is gesprekke gevoer het wat vir hulle saak gemaak het. En dan die slegste plek waar jy kon sit natuurlik was aan daai kant van die tafel. Nee, want hier kan jy nou nie hoor wat daai belangrike mense sê nie. Jy kan nie eens deelneem in die gesprekke nie, jy kan niks sê, niemand hoor nie. So jy is eintlik maar net hier soos wat meer 'n troostprys. Welkom jy dit gemaak. Maar jy bly stil. Nee, soos 'n jong predikant by die eerste synodes. Welkom jy is hier, maar jy bly stil. Jy sê niks. So hierdie kant van die tafel was die slegte kant van die tafel. Nou die mense het beklei. Want as jy nou begin groei het in Jerusalem en aansien in die stad, jy was jonk gewees en jy kan nie net enigiemand nooi na jou huis toe, want almal sou nie gekom het. Jy kan nie net uitnodiging stuur na iemand toe nie. Jy ken dalk iemand en jy nooi hom en hy nooi jou dan weer terug en jy ontmoet so 'n bietjie van sy vriende. En dan kan jy dalk van daai vriende weer nooi en dan is hulle opgewonde en nooi jou terug. So werk jy jouself op met die sosiale leer. Tot jy eendag 'n groep kan in mekaar kry van mense wat belangrik is en belangrike dinge kan sê. Maar dit is nie iets wat net begin het.
Stadig maar seker, nooi jy mense wat jou weer nooi, sodat jy groei in status in die samelewing. En hier kom Jesus en hy sê vir die mense, hoor jy eerstens, moenie net die eerste plek uitdraai kry. Nou natuurlik wil hulle hier sit, want as ek hier sit, dan kan ek hoor wat die belangrike mense sê, en ek kan deel wees van daai gesprek, en dan kan ek groei en aansien, en hulle kan my weer nooi. Maar as ek daar sit, gaan niemand my ooit sien nie. Niemand gaan my hoor nie, en niemand gaan my nooi nie. So Jesus vat eers die gaste aan, en hy beledig hulle soort van. Hy het besluit, hy gaan nie stil inkom, as julle my gaan dophou, dan gaan ek terug vir julle sê. Sê, wat is daar om te sê? Moenie altyd die eerste plekke probeer kry nie. Ons gaan vanaand verstaan wat Jesus hier probeer sê. Wat is die doel daar? En dan kyk hy direk na die gasheer en hy sê vir hom, jy nooi nie die mense wat jou kan terugnooi. Dit is nie eintlik waaroor gasvryheid gaan. Dit is nie eintlik wat God soek. Dit is nie eintlik wat hy wil hê nie. Nou ek gaan vir julle sê, Lukas gee vir ons hier 2 temas wat Jesus direk aanhaal. En dit is eintlik vir my een van die mooiste goed van 'n tafel. Nederigheid en gasvryheid. Nou ek gaan vir julle so 4 stellings gee van goed wat ons oor moet dink. Alles goed wat Jesus hier aanpraat. Die eerste een is gasvryheid gaan nie noodwendig oor wie jy nooi nie. Maar dit gaan oor die mense wat jy nooi is jy nie veronderstel om te probeer beheer nie. En dis 'n vreemde een, luister gaan na daai ene, en ek gaan dit dalk mooier verduidelik. Die gasvryheid wat ek gee, die mense wat ek nooi, is nie veronderstel te wees, die doel is nie, sodat ek my siening, my aansien in hulle oë moet vermeerder. Dis nie hoekom jy mense nooi nie. Nou kom ons maak dit gou prakties. Jy nooi iemand na jou huis. Hulle slaap dalk oor. Jy doen nie moeite, jy weet, huis moet skoongemaak word, beklei met die kinders en die man, die huis moet netjies lyk, al die kussentjies moet mooi wees, daar's dalk 'n sjokoladetjie op die bed, jy weet, alles moet skoon. Jy doen alles om vir hierdie persoon te wys, jy is eintlik meer agter mekaar in jou lewe as wat jy regtig is, weet? Alles wat jy kan doen, om te wys, my huis ruik altyd lekker, jy weet, my kombuis se tafels, daar staan nie goed rond nie, alles wat jy kan doen. Tot op so 'n punt somtyds, dat jy baie meer gefokus is op, hierdie persoon moet baie van my dink na hulle hier was. En jy baie vergeet van die persoon wat eintlik kom. En dit is nogal 'n waarheid daar. Natuurlik is dit oulik om moeite te doen met mense, maar dit kom soms op so 'n punt, dat dit baie gaan oor, hierdie persoon moet tog nie na my huis toe kom en minder van my dink na hulle hier was nie. Dit gaan nie noodwendig oor om hierdie persoon deel van my storie te maak nie. En dis iets wat ons baie keer mis. Ek en Elrie het nou 'n vriendin wat vir ons kom kuier Saterdag invlieg. Dis iemand van ons vorige gemeente. Sy het werk in die Kaap en ons moet daar gaan haal en sy gaan so 2 aande by ons slaap. Nou ons kan moeite doen om haar te laat inkom en al die mooi van ons huis te kan sien. Jy weet, ons kinders se maniere, ons kan hulle train vir 2 aande, alles kan gedoen word. En sy kan daar weggaan. En ons het baie gesê, ons het baie gewys, ons het eintlik alles bestuur en beheer en sy het fisies van haar kant af op geen manier deelgeneem in ons lewe. Of ons kan haar deel maak van die storie wat God op die stadium in ons lewe besig is. Ons is besig met Pinkster. Ons familie is besig op 'n geestelike reis saam met God. En om haar deel te maak van hierdie reis waar ons nou in is baie meer waardevol, want ons gee vir haar kans om deel te neem in ons lewens. En dit is eintlik 'n waardevolle ding wat ons baie keer miskyk, né? Hoe waardevol is dit om iemand se huis te wees en hulle laat jou deelneem in hulle storie? Is dit nie meer werd nie? Ons gee vir die mense wat by ons kom kuier geen kans om enigsins deel te neem in die hele kuier. Nou tweede ding wat ek graag wil hê ons moet hoor, né? Het julle geweet, gasvryheid is ook 'n tipe stil gebed. Dit sê iets. Ek wil vir julle 'n storie vertel. Eendag kom 'n seentjie by 'n winkel aan. Sommige een van die ou restaurante. Kom ons sê dit lyk soos 'n wimpie bar. Maar jy onthou die ou wimpie bar.
Hy stap in, en hy gaan sit op die lekker hoë stoeltjies, baie opgewonde, klein seentjie, hy gaan nou Romeis eet. Die kelnerin is eintlik besig om groot mense nou ontbyte te bedien, en sy het nou nie eintlik regtig tyd nie, maar sy kom gou vinnig na die seentjie toe en vra vir hom, wat wil jy hê? Hy vra vir haar, Tannie, hoeveel kos 'n Romeis met sjokoladesous? Sy sê vir hom R2.50. Dus die storie is lang terug, is die vandag se pryse. Nee? R2.50, hy vat sy handjie en hy tel sy geldjies, maar hy tel ook soos my kind, baie die mekaar. 1, 2, en dan die derde hand, en dan vat hy weer weg, en dan sy weer terug, en hy sê nee, hoeveel kos 'n Romeis sonder sjokoladesous? En sy sê vir hom net R2. Okay, nee, hy sal 'n Romeis sonder sjokoladesous eet. En sy loop, en sy bring die Romeis vir hom terug, en sy raak eintlik toe besig, sy vergeet van hom. Op 'n stadium eet die kind nou lekker, vol geëet aan die Romeis, baie opgewonde, sit sy geldjies neer en hy's uit by die deur. Toe sy gaan kyk om sy bord skoon te maak, toe lê daar R2.50. Genoeg vir 'n Romeis met sjokoladesous. Hy kon dit bestel, maar hy wou graag vir haar 'n tip gegee. En daai hele dinamika van gasvryheid en die gas, en die manier hoe ons mekaar raak sien in daai oomblik, is 'n gebed tot God. En ek dink, jy kan nou sê wat jy wil, maar daai oomblik het definitief 'n goddelikheid aan dit. En daai vrou het 'n definitiewe herdink oor hoe ek met die seentjie gewerk het, terwyl hy langs my gesit het. Is dit nie so nie? Hy het my raak gesien, met daai R2.50 van hom, baie graag ek moet ietsie hê. En dis kosbaar. Dis my waardevolle ding wat ons eintlik baie keer miskyk. Daar's 'n ander ding van nederigheid wat ons baie keer ook nie besef, en dis iets wat vir my so mooi in die storie inkom. Nederigheid beteken nie dat jy jouself altyd die minste ag nie, of dat jy jouself eintlik verneder, nee, want dis wat ons altyd al voel. Nederigheid bedoel altyd ek moet eintlik niks hê. Nederigheid beteken nie eintlik dit nie. Nederigheid beteken ek los ruimte vir nog iemand om ook deel te wees. Ek onthou altyd as 'n kind het ek hierdie stories gekyk, sê nou maar hierdie sitcoms, nee, waar die mense lekker praat en daar's grappies en daar's hierdie klomp gesprekke wat hulle voer. En ek onthou dit was vir my vreemd want die gesprekke was altyd so groot, nee, een ou sê iets en dan kommentaar die ander ou en dan kommentaar 'n ander ou en almal sê ietsie en die hele oomblik en die hele gesprek is eintlik snaaks, want almal het deelgeneem aan die gesprek. En ek het myself gedink as kind, maar hoekom gebeur sulke interessante en lekker gesprekke nie in die regte wêreld nie, nee? En as eintlik net een eenvoudige rede, ons laat mekaar nie toe om te praat. Jy praat, en jy probeer gou so vinnig as moontlik alles sê wat jy kan, en die ander ou luister, verdra jou, tot hulle gou ook ietsie kan sê, maar die waarheid is, niemand van ons neem deel in 'n gesamentlike gesprek nie. Ons almal wil net eintlik sê wat ek het om te sê. En ek wil graag hê ander mense moet hoor wat ek sê. En as jy die hele dinamika van Jesus sien van die eerste plek en die belangrikste plek aan die tafel, dan gaan dit alles oor die mense wil ietsie sê, maar niemand wil hoor nie. En dit is asof Jesus sê, jy wil so graag hier die eerste plek aan die tafel sit, sodat jy wat ook al jy het om te sê kan uitblaar. En jy vra nie vir jouself, is jy eintlik 'n goed genoeg mens dat iemand wil hoor wat jy sê? Is jy eintlik 'n mens wat mense by wil wees want hulle gee om wat jy sê? Of wil jy net so graag hier sit sodat mense gedwing is om te hoor wat ek sê, amper soos 'n gas wat in jou huis inkom en alles wat hy doen is klaar besluit en beplan. Hy moet net die rol speel. Jesus sê, sit eerder aan daai kant van die tafel. Sit eerder aan die kant van die tafel en wees die mens wat iemand sou wil vra, hoor, ek sal graag wil hoor wat jy het gesê. Ek sal graag wil hê jy moet deelneem in die gesprek, want wie jy is iemand wat belangrik is en mooi is en kosbaar is. Wees eerder hierdie ou. En laat die mense vir jou sê, hoorie, wil jy nie asseblief deelneem in die gesprek nie, want ons wil graag hoor wat jy te sê het, as die ander ou wat eintlik nie vir mense wil plek gee in die gesprek. Hierdie hele idee van nederigheid en gasvryheid aan tafel is my so goddelik. Hierdie hele idee van om mekaar raak te sien
mekaar ruimte te gee, langs mekaar te sit en saam te bou aan iets wat mooi is aan tafel is iets wat Jesus eintlik so belangrik geag het. En dan kry jy nou die laaste ding wat mens dink aan, jy weet die gasvryheid, die manier hoe ons om tafel sit met mense is eintlik so 'n soort van profeties. Want dit is die manier hoe ek wil hê die wêreld moet eendag wees. Die manier hoe ek met mense eet, sê baie oor hoe ek wil hê God se koninkryk eendag moet lyk. Wil ek hê hy moet lyk soos nou? Wil ek hê die koninkryk moet lyk soos 'n klomp mense wat beklei vir die geleentheid om net alles uit te sê wat hulle kan sê, sonder dat hulle regtig mekaar raak sien en omgee en dat hulle vir mekaar saak maak? Want as dit die geval is, dan sê ek amper soos Jesus, ek wil nie eintlik eers daar sit nie. Ek wil nie dit hê nie. Dis nie vir my waardevol of kosbaar of enige van daai goed. Vanaand se tafel vra, hoe eet ek? Môre se tafel sal ons hoor, hoe eet God? Maar vanaand vra ek hierdie vraag aan myself. As mense na my huis toe kom, as mense om my tafel sit, as mense se spore verby my lewe kom, los ek ruimte vir hulle om deel te neem in die storie wat God in my lewe besig is om af te speel? Los ek ruimte vir mense om deel te neem aan die tafel? Roep ek hulle nader en sê, hoorie, maar wat sê jy oor hierdie ding? Kom ons bid saam. Kom ons leef saam. Kom ons doen hierdie dinge saam. Mag die Here ons leer om aan tafels met nederigheid en gasvryheid te sit. Kom ons sluit die oë. Here Vader, ons sit vanaand aan U tafel. Wat ons eet vanaand het U vir ons voorberei, Here, en ons is dankbaar dat ons hier mag wees. Here, ons vra dat waar ons hier sit, Here, dat ons sal baie bewus raak van die manier hoe ons mekaar deel maak, ruimte los, raak sien. Want ja, Here, dit gaan nie noodwendig net oor om armes te nooi en krepeles te nooi en al daai tipe goed nie. Ja, natuurlik, ons wil hê hulle moet hier wees. Maar het gaan oor die feit dat ons soms so geworried is oor ons eie ek en self in elke situasie dat ons mense miskyk. Mag U ons help om nie so te wees nie. Ons vra dit in die wonderlike naam. Amen.